Georgita, dit is vandag vir my 'n groot voorreg om nou met 'n baie bekende van George, Frida Heining, te gesels. Nou, sy's baie beskeie soos julle kan sien, maar hierdie is George se eystervrou. En nou kom ek so sê, gaan julle nou hoor, ons ken mekaar nou 15 jaar, ons nou net. Ja. En ons is saam in die gemeente gewees en mekaar toe maar leer ken en toe eendag het ons ietsie gehoor wat ons nogal geskok het. Vertel ons 'n bietjie daarvan, wat het gebeur? Ek is in 2005 met borskanker gediagnoseer. Vir myself was dit ook 'n verskriklike groot skok, want ek dink nie ek was 'n kandidaat vir borskanker nie. Ek het nog altyd baie gesond geleef. Ek het sport gedoen, ek het geoefen, ek het al die regte goed gedoen. En tog het kanker aan my deur kom klop. Maar jy het oorwin. Ja, weet jy, typies ek. Jy het jou 10de verjaarsdag gevier. Ek het nou sopas eintlik verlede jaar al my 10de verjaarsdag nou kanker gevier. Dit is 11 jaar hierdie jaar. En die groot ding wat ek vir almal daar buite wil sê, wat met 'n gevreesde siekte gediagnoseer word. Jy kan nie bekostig om te gaan lê nie. Jy moet hierdie ding fight saam met die dokters. En ek het net vir myself gesê, okay, hierdie is my nuwe projek. Ek moet hierdie ding manage. Hy gaan nie vir my manage nie. En as ek julle nou een ding nou kan sê, hierdie vrou het dit gevat en dit gemanage, maar sy het iets anders ook gedoen. Sy het vir ander mense begin vertel daarvan en sy het begin motorfietsry. Ja. En daar's nou iets wat gebeur. Ja. Vertel ons 'n bietjie daarvan, dis baie interessant. Ek het besluit, ek was in die professionele wêreld en ek het net gevoel, ek moet 'n verskil maak nou. Ek het 'n verantwoordelikheid om 'n verskil te maak. En ek het betrokke geraak by kankerbewusmaking. Aanvanklik eers net by borskanker, maar toe later het ons besluit daar's soveel ander kankers daar buite, soos prostaatkanker by mans, testikulêre kanker wat by baie skoolkinders plaasvind. En ons het 'n projek wat kanker is nie ouderdom nie, as ek nou kan reg. En dit ook nie geslag nie, nie kultuur nie geslag nie, nie ouderdom nie. Mans kry ook borskanker. Mans kry ook borskanker. En ons het net besef hoe geweldige verantwoordelikheid of geweldige behoefte daar is vir bewusmaking en ek wil sê opvoeding oor die tekens van kanker, want bitter min mense weet wat is die basiese tekens van kanker en veral wat ons na verwys, die skaamkankers, soos borskanker, testikulêre kanker, prostaatkanker, kanker van die ovaria, daai kankers, hulle praat nie graag daaroor nie. So, toe het ons nou begin met Can Survive. En dis nou met motorfietsry. Ons ry met motorfietsry, die manier wat ons dit doen, ons is 'n groep van omtrent so 65 mense. Net vrouens of is dit? Daar is mans ook mans by. Ook, wat elke jaar, nou daai 65 mense sluit in mense wat kanker oorwin het, mense wat miskien 'n familielid of 'n vriend het wat deur kanker gaan en wat graag ook wil 'n verskil maak. En dan natuurlik ons mediaspanne, ons borge, die ambulansmense. Dit is 'n groot so in totaal storie. Is dit net die ryers 65? Nee, die ryers wat op motorfietsse ry is omtrent so 25. Wat is nog steeds 'n groot massa motorfietsse? Ja. Maar dis nie sommer net enige motorfiets nie. Nee, Triumph borg ons met die most beautiful fietsse. Ek kan dink. En dit is absoluut net 'n plesier. En ek is baie gelukkig. Toe ek nou gediagnoseer is, het ek besluit ek moet hierdie ding doen. Ek het my motorfietslisensie binne 3 maande gekry. En toe sit nou hierdie ouma op die motorfiets wat nou vir die kleinkinders vir hulle verjaarsdag vat vir 'n breakfast run. Fantasties. Dit was deel van die pret wat ons gehad het. Maar nou wil ek gou vir jou vertel oor die ride. Ons doen baie dinge. Ons ondersteun ook mense wat deur kanker gaan, maar ons hoofprojek, ons grootste projek, wil amper sê ons een waar ons al die lawaai maak, is elke jaar September, dan ry ons so 2500 km met hierdie motorfietsse en karre. Mercedes borg ons hierdie jaar met karre. Ons is baie happy daaroor. Dus as jy nie wil natreë nie, kan jy met 'n kar ry. Kan jy, as jy nie wil motorfiets ry nie, ry jy met die kar. En ek is baie opgewonde want ons vertrek hierdie jaar uit die Kaap uit. Ons slaap die 10de September in Mossel Bay. En dan die 11de September, ongelukkig op 'n Sondag kom ons nou deur George, maar dit is nou geleentheid vir almal wat 'n motorfiets ry om by ons aan te sluit. En daar gaan in die koerant, en ek sal dit op Georgita staan saam ook post, die tye wat mense by ons kan aansluit en waar by ons kan aansluit. Hulle moet kom sommer saam ry. En hulle kan 'n entjie saam met ons ry. Voordat ons vertrek by elke plek sal ons pragtige buffs verkoop.
en wat hulle kan dan aansit om in dieselfde klere as ook ons saam te ry. aangetrek te wees en dan ry hulle kan ry van Mosselbaai tot in George of van George tot in Knysna of van Knysna tot Stormsrivier eet ons middagete op die 11de. Dan gaan ons Port Elizabeth toe en dan baie lekker met die terugkom. Dan slaap ons een aand in Oudtshoorn. Die donderdag aand dink ek. So ons bly lekker so half in die area. Ons bly lekker in die tuinroete en wat is ons boodskap? Ons boodskap is we will not be silent. Ons sal nie stil bly oor kanker nie, want dit is die enigste manier waar jy mense bewus maak van die tekens, om te vertel van hulle. Van die wonderlike boodskap dat as jy kanker vroeg genoeg opspoor, dan het jy 'n lewe daarna. Kans, En jy kan net vir jouself indink, ons het die afgelope 5 jaar het ons al 180,000 mense van aangesig tot aangesig gesien en bewus gemaak en opgevoed oor die tekens van kanker. Ons het so 13,500 kilometer gery deur 7 provinsies in Suid-Afrika. In 8 verskillende landstale bedien ons die mense. En so op grondvlak praat julle met die mense. Oor goed wat niemand regtig met hulle wil praat. Dis reg. Nou Frida, dit was my regtig 'n eer en 'n voorreg om jou te gesels. Dit hier op George se skou. So die klanke wat julle hier saam met ons hoor, dis nou maar die real dancers wat nou gaan begin ook. So ons moet nou afskakel. Maar al die inligting gaan nou ook verskyn hier op die video. Frida, baie dankie. Baie sterkte met hierdie wonderlike werk wat julle doen. Baie dankie. En mooi ry. Gaan besoek asseblief ons webtuiste. Daar kan jy sal sommer die adres gaan ons ook net weer onderop sit. Georgita, ons sien julle weer by die volgende een. Georgita staan saam, hou ons dop, gaan kyk op YouTube en gaan like ons 'n bietjie op YouTube dat ons 'n bietjie opdra, vertel vir julle mense daar. Baie dankie. Bye bye.